die reeds getranskribeerde weergawe van die radiodrama wat my pa later in 'n teksformaat oorgeskryf het. Dis toevallig my ma en pa se eerste koffieafspraak is dit waaroor hulle gesels het, was die storie. Chris het later 'n draaiboek geskryf en daarna is dit verwerk in 'n verhoogstuk. Ek dink dit was omtrent 1974 of 75 het ek Lafras Verwy op die verhoog gespeel. Die wonderlike ding van Chris Barnard se werk is dat jy al dieper en dieper krap en jy kry nog antwoorde. Eendag het ek op die teks afgekom in my huis en besef dis nog steeds geldig. Ek het 'n idee gehad, Simon gaan baie daarvan hou. Toe ek die draaiboek lees, gesien dat daar baie potensiaal is om 'n kontemporêre weergawe te maak. Die feit dat my pa by my kon staan, my kon help met die aanpassing, was ongelooflik. Daar's 'n oorbrugging tussen die ouer en die nuwe wat baie uniek is. Chris het dit in die 60er jare geskryf en hoeveel daarvan is nog steeds geldig. Dit gaan nog steeds oor korrupsie. Dit gaan nog steeds oor die stryd van die individu teen die massa, teen die bestel. Ek het by 'n ondergrondse organisasie aangesluit. Amper 8 maande gelede. Hulle het my kom vra. Toe sê ek ja. Ons gaan hierdie land oorneem, Petra. Ons gaan alles platvee. Al die vraatsugtige, korrupte groot menere. Die storie het my baie gefassineer want dit gaan oor 'n man wat in sy verbeelding lewe en dit pas nie mooi in by sy werk nie en hy's baie begaafd ook want hy hoor die musiek wat niemand anders hoor nie en die musiek wat hy in sy kop hoor sê vir 'n mens meer oor wie hy is as enigiets anders. Het is 'n baie universele storie. Dit kon enige land afgespeel het. Die politieke klimaat was nogal interessant, want dit speel af in 2016. Dat Lafras wil so half hierdie opstand teweegbring. Dit was verbasend om nuus te kyk elke dag en te sien dat die goed wat omgeplaat pla baie mense. Wat baie goed is aan die draaiboek is dat daar heeltyd 'n onderliggende spanning is. So dis komiese eienskappe van die karakter, maar ook vreemde eienskappe, die element van fantasie en dan die onderliggende element van spanning. My pa is oorlede na vervulling en wat vir my baie moeilik was. Hy kon nie die finale produk sien nie. Maar toe hy in die hospitaal gelê het, hy kon begin vra oor Lafras en hy het my te vertel dat die oorspronklike titel was 'n man soos ek. Ek en my pa is ook baie dieselfde, so ek kon baie identifiseer met die hoofkarakter wat 'n hardkoppige kant het en ook 'n patetiese kant het wat saamgevleg is. Om saam met hom hierdie draaiboek te skryf en aan te pas was regtig vir my 'n uitdaging en 'n voorreg en ek het baie oor my pa geleer en hy oor my dink ek tydens die skryf. Daar was nog nooit so 'n film in die land gemaak nie. Sonder twyfel. Dit is 'n baie unieke film en ek was bevoorreg om daaraan te kon werk.